Oor, dan sê, kom ons maak maar die blindingsgoed. Pieter sê, oké, jy het aangesit, dankie. Net gou iemand wat dalk 'n battery probleem gaan hê of 'n alarm probleem. Ford EcoSport CF11218 whatever wat vandag skryf 1 dink ek. Wie ry so EcoSport CF112? Kan jou alarmpie gaan aan en af. Jy weet van hom. Hoe dis reg, jy weet van hom. Dis reg, hy kom al 'n tydjie aan. As hy, goeiemôre. Draai gaan hom kom gou net gou. Is hier nuwe persone wat inskakel by die gemeente of vandag saam met ons besoek? Kan net 'n aanleiding kry? Daar agter. Daarso. Asai, baie welkom. Nee, oor daar ook. Okay, maar ek sien vir julle, skakel julle nie in by die gemeente? Net vir vandag. Jy besoek, maar baie welkom. En dan aan watter kant is daar nog? Daarso, baie welkom. Besoek. Inskakel. Okay. Julle sal papiertjies kry en goedjies wat na julle kant toe kom. Asai, kom ons draai na mekaar toe en dan groet ons mekaar. En dit laat my so bedink daar aan die ou FAK netjie. Die wat julle nog nie julle vrou het gegroet nie. Goeiemôre my vrou, hier's 'n soetjie vir jou. En jy kan vir jou man sê, gaan kry vir jou koffie na die tyd. Julle is baie welkom om saam te kuier tussen die twee dienste. Kan ek net 'n aanduiding kry? Is daar iemand wat dalk nie by die deure die tekens van die nagmaal, die brood en die wyn geneem het nie? Want ons gaan nie net dit uitdeel nie, so kan ek net sien, as daar iemand steek net julle hand op daar, so span wat gaan vir julle gaan bedien. Daar is hy voor, maar. Nog iemand? Kom ek hanteer gou so 'n klompie aankondigings. Dis die einde van die kwartaal, geliefdes, dis die einde van die tweede of die eerste semester. So kom ons nou weer. Okay. Ons kollekte by die deure is 'n synodale kollekte, is vir jeugbediening. Sal weet verlede naweek het ons spesifiek ook gebid vir ons jeug en kategese met jeugdag wat Dinsdag was. So as ons offers gee, gaan juist vir die kerk se breër jeugbediening. En dan vanaand nooi ons julle uit na Open Door Sundays. My colleague Pastor Adam is on stage. Surely not I, Lord, and there will also be the Holy Communion tonight served. Dan skoolvakansie is op hande. Party onderwysers juig. En waar is die ander? Juig. En ek sien nog van julle. Maar van volgende Sondag af, vir 4 Sondae, is daar net een erediens in die oggend om 8:30. Versprei asseblief die nuus. Ons kry gereeld mense wat na die tweede diens toe kom, daar is dit die gemeente met toedere. Maar julle is nog altyd baie welkom om na die eerste diens te kom. Julle is nog in die tyd geleef wat werk in julle koppe. En daar's geen kinderkerke nie, al die goedjies stop 'n bietjie, ons gee ons spanlede net so ruskans hier oor die Julie vakansie. Dan dameskuier vir die van julle wat nie weggaan met vakansie nie, is die 1 Julie is daar 'n geleentheid vir ons dames. Dit is 'n ek is versigtig oor die tema te sê, maak los die knope, né? Of maak die knope los. So, maar dit is so daai, weet, maak los die das en haal hom af. Maar julle is baie welkom om kom vir die geleentheid. Cynthia en haar span nooi vir julle na die geleentheid. Dan Pastor Adam spearheading the hobby fair, Toy and Hobby Fair. Dit kom dis die 4de, né? Die 4de Julie in die saal, klomp uitstallers met hulle hobbies en met 'n klomp dinge wat hulle kom uitstal en kom verkoop. Altyd 'n goeie geleentheid om te kom rondstiffel as jy hou van
speelgoed en van wat ouens versamel. En dan, ons gaan vanoggend terugvoer kry van Gert en François se besoek aan Madagaskar, daar by Nick en Tina. Ons gaan dit gaan die grootste deel van die oggend uitmaak, maar Nick en Tina kom kuier vir ons die 5de Julie, is hulle hier by ons. En dan gaan ons ook die ander stemme hoor van wat gebeur het in die tyd wat die uitreikspan daar by hulle was. So ons nooi julle uit ook na die geleentheid, versprei op die nuus vir mense wat dalk met hulle langer pad al gestap het. En dan Heide Butiek het so 'n wenslysie. Julle het al gesien die container het gekom. Dankie Michael, hy staan daar, hy skoongemaak deur Sampie in 'n span. En nou is dit die volgende fase van geverf word en ingeruim word. So, dit is daar klein en is daar baie informasie, maar hou die aankondiging dop, kyk op die website, gaan kyk wat is nodig. En as die Here op jou hart druk om 'n bydrae te maak, dan sal ons dit met graagte ontvang. En dan, aan al die paas wat hier is, en as jy nie weet jy's 'n pa nie, dan ek hoop dit slaan deur. Maar gelukkige Vadersdag aan elkeen. Ek is bly om jou pa te kan wees en jou skoonpa te kan wees. Mag julle lekker bederf word vandag. Daar is eetgoedjies by die deure vir julle beskikbaar. So as julle nie gekry het nie, mag julle dit kan haal. Almal wat 'n pa is. Okay. En dit is eers ons aankondigings. Ek gaan van Maatjie vra om vir ons die Christuskers te kom aansteek. Jy is om te dink aan haar pa wat so 'n jaar terug oorlede is. Dit is vir hulle moeilik. Maar hierdie kers is vir elke kind wat 'n pa het, en 'n pa wanneer nie vir jou drukkie gee. Vir elke kind wat 'n pa het, elkeen wat ook 'n pa al verloor het aan die dood. Ons praat om. Geliefdes, ons gaan nou voort om vir Vernon Potgieter te bevestig, dis tog as bestuursraad lid. Vernon, waar is jy my vriend? O, daar, agter. En kan ek vra dat die bestuursraadlede wat hier is, ook by ons aansluit, asseblief. Ons moet dan net hierdie kant staan. Sorry, so party. Ek moet hier kom kan wen. Goeiemôre. Lekker welkom. Ek moet 'n bietjie voor staan, dan kan ons maar agter jou staan. Klink verskriklik. Dan sê Vernon het die Here geroep om as ouderling hand op te steek en spesifiek dan ook daar by die uitreikbediening as voorsteur. So Vernon, ek gaan vanoggend die formulier vir jou lees en vir jou vrae vra waarop jy gaan antwoord en julle kan maar weer saam luister ook as leiers. Ons het vanoggend die voorreg om Vernon Potgieter as ouderling te bevestig. Die volgende belangrike beginsels vir Christelike leierskap is van toepassing. Eerstens is leierskap 'n geskenk van God aan sy gemeente. Efesiërs 4 sê dit baie duidelik. Leiers word deur God opgerig, gekies en aangestel en deur die kerk se strukture as sodanig erken. Tweedens is leierskap 'n gedeelde onderneming. Dit beteken dat 'n leier nie op sy of haar eie funksioneer nie, maar altyd as deel van 'n span. En ek wil net vir julle sê, die bestuursraad is 'n hegte eenheid wat saam die Here hoor en dien. En derdens is gemeenteleierskap divers. Verskillende persone bring verskillende vaardighede en gawes na die tafel. En vierdens is die leiers van 'n gemeente per definisie diensleiers. As herders in die gemeente moet julle dienend en opofferend die beste belange van die gemeente op julle hart dra.
Die kwaliteite wat julle saam met Winnen dan nou ook as leiers moet nastreef, sluit die volgende in. Eerstens, 'n lewende geloof. Tweedens, 'n liefde vir en 'n passievolle toewyding aan die Here. En derdens, 'n onberispelike lewenswandel. So wat is die taak van die bestuursraad? Ek herinner vir jou Winnen en vir julle aan Handelinge 20 vers 28, daar staan, julle is die leiers in die kerk. Sorg dat julle self altyd op God se pad bly. Onthou die Heilige Gees het julle aangestel om te sorg dat ander gelowiges ook op God se pad bly stap. Julle moet hulle help en hulle leer om te doen wat hy vra. Julle is so skaapwagters wat die Here se skape moet beskerm en versorg. Almal in die kerk behoort aan God. Hy baie duur vir elkeen betaal. Jesus se bloed het elke gelowige uit die mag van die sonde en die dood losgekoop. Is die boodskapvertaling van Handelinge 20:28. Ons kom nou by die bevestiging Winnen vir jou as ouderling. Antwoord nou opreg op die volgende vraag, sodat elkeen kan hoor dat jy bereid is om hierdie diens te aanvaar. Ten eerste, is jy daarvan oortuig dat God self jou deur sy gemeente tot hierdie besondere diens geroep het? Tweedens, aanvaar jy die Ou en die Nuwe Testament as die enigste onfeilbare woord van God en as die volkome leer van verlossing en verwerp jy alle leringe wat daarmee in stryd is? Ten derde, beloof jy om jou amp, soos dit aan jou voorgehou is, volgens hierdie leer getrou te vervul? En vierdens, aanvaar jy dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid het om jou te help om op die regte pad te bly? Wat is hier op jou antwoord? Yes, I do. Okay. Nou as julle wonder hoekom praat hy Engels, Adam het hom ingevoer, sodat hy maatjie kan hê. Winnen het soos Adam die agtergrond in die Methodiste kerk, maar hulle is volledig lidmaat hierso. So Winnen, baie geluk en baie seën aan jou, saam met Marlies, wat daar sit, en die kinders, julle het aktief begin inskakel, en ons glo die Here gaan jou op 'n besondere manier ook binne die bediening gebruik. Geliefdes, ek vra dat u sal staan, en ons gaan vir hom saam met die begeleidingsgroep the blessing sing, vra dat julle sal nader staan, die lang is mooi. His face shine.
Julle kan so bly staan. Ons gaan nou aan met die lofprysing en aanbidding. Gemeente, wat 'n voorreg het ons vanoggend om so saam hier te wees in die huis van die Here. Ek wil jou uitnooi, kom ons maak die Here se naam groot.
Ons gaan ons lofprys en afsluit met hierdie lied. It really is amazing grace. Dat ons gekombineer het met prys. En ek weet regtig uit my kom ons loof en prys net vir op hierdie Here van ons wat so amazing is. Now I'm dancing on
dankie, geliefdes, julle kan dit lekker neem. Ons gaan die Here nou dien met ons offergawes. En terwyl die offers bedien word, gaan wie bly oor? Die twee vrouman en een manskap bly oor. Hulle gaan vir ons die lied wat ons later gaan sing na die nagmaal, hy is, gaan hulle ons net in die agtergrond sing. So kom ons dien die Here met ons offergawes. Here God, vanoggend kom ons alreeds met groot dankbaarheid na ons offers is regtig waar dankoffers, want ons kyk terug oor 6 maande van u liefde, u troue sorg en u genade. Maar ons kyk ook terug, Here, en ons sien in die verlede hoe u ons gekoop het met die kosbare bloed. Ons nou getuig daarvan en gesing daarvan ons lewe, juis omdat daardie gebeurtenis, u kruisiging en die sterwe en opstanding plaasgevind het. Here, in die evangelie boodskap het ook vlerk gekry tot in die uithoeke van die wêreld. Op grond van manne en vroue wat gehoorsaam was om die woord te dra, selfs tot daar in Madagaskar, waarvan ons nou gaan hoor. Here, maar kom seën ons dan ook met hierdie offers, sodat ons weer vir tot seën kan wees hier naby en daar ver. Vir elkeen wat hy dankbaarheid gegee het, en die net daar waar het is, in hulle vreugdes, maar ook in die tyd van hartseer en pyn. Tel op, gee die krag, en bly hulle seën, sodat hulle ook daar waar hulle tree gee, Jesus voluit sal lewe. Ons kom met dankbaarheid voor u en ons bring die offers. Bring u naam, Vader, Seun en Gees. Amen en amen.
skerp in jou oor. Ek wil die mense sien, dit is beter so. Geliefdes, as julle nou nie die twee manne ken wat hier voor is nie, Gert Roberts, in die groen hempie en die blauwe hempie is François. Die Here het dit op hulle hart gelê om ons sendlinge wat ons al oor jare ondersteun te gaan besoek in Madagaskar, maar juis ook om deel te wees van 'n kosbare moment wat in Bello plaasgevind het. Die tema wat die twee manne by die Here gekry het, is sleutel, deur en pilaar. Jesus lei, Jesus open, Jesus vorm en gekoppel spesifiek aan ons gemeente se visieteks. Maar Gert, vertel vir ons 'n bietjie iets van hierdie tema wat die Here gegee het vir julle twee. Dankie, goeiemôre almal. Het is vir ons lekker om weer terug te wees. Dit was 'n besondere ervaring. Ons wil sommer reg aan die begin dankie sê vir elkeen wat dit vir ons moontlik gemaak het om namens die gemeente Nicotina te kom besoek, die blootstelling aan hulle bediening te kon kry. Dankie vir julle ondersteuning terwyl ons daar was, julle gebede, julle voorbidding. Ons waardeer dit, het vir ons regtig dan ook gedra. Toe ek en François toe ons begin terugkom, het ons begin sê, maar wat sê 'n mens van jou ervaring vir 'n gemeente? Want dit is eintlik baie moeilik om jou ervaring om te sit in woorde, dat mense presies kan ervaar wat 'n mens deurgegaan het. En verder ons daaroor gesels, het ons besef, maar dit gaan nie eintlik om ons nie. Het gaan nie oor ons twee se ervaring wat ons daar gehad het nie. Want uitreik sê altyd iets van 'n gemeente of oor 'n gemeente, maar dit sê ook iets vir 'n gemeente. En terwyl ons daar was, het ons ervaar dat die Here sê iets van ons gemeente, maar hy sê ook iets vir ons gemeente. En in ons stil word en ons pratery met mekaar het hierdie Openbaring 3 teks na vore gekom wat deel is van ons gemeente se visie. En dan veral die 3 beelde of die 3 metafore wat gebruik word van 'n sleutel, van die oop deur en dan ook van die pilaar. En ons het die voorreg gehad om half die skrif in aksie te sien daar. Om te sien hoe Openbaring 3 om uitspeel in Madagaskar, maar dan op die ouene ook as deel van ons gemeente. Net so ietsie vinnig so oor die 3 beelde. Die sleutel van Dawid, waarvan daar gepraat word in Openbaring 3 staan, waar Jesus staan, sê ek is die een wat met die sleutel van Dawid in my hand staan. Wat dit duidelik sê oor die koningskap van Jesus. En dat hy die sleutel in die hand, en hy het ook die sleutel in die hand in die land van Madagaskar. Hy het ook daardie land lief. En hy is die sleutel, hy het die krag, hy het ook die opdrag wat hy daar het op die oude ook vir ons gee. Ons as gemeente, saam met Nicotina en al hulle mense wat rondom is, het ook bekragtigheid dan daardeur, deurdat hy die sleutel in die hand het. Die tweede beeld is die van kan ek net verhaal onderbreek, net kortliks. Ek sê met die sleutel wat daar uit Jerusalem uitkom, wat ek mee geseën is, so enkele jare terug by 'n mannegeleentheid, en op hom staan uitgekrap Key of David, Jesaja 22 vers 22, want dit is waar dit aanvanklik vandaan kom, waar al Jakob die sleuteldraer was, en dis kosbaar, want 'n sleuteldraer van die koning, hy kon die paleis oopsluit of wie wil inkom, of moet inkom, en hy kon dit toesluit om mense uit te hou. En dit is dan so kosbaar as mens weet dat Jesus is die een, die weg, die waarheid en die lewe, wat lewe kan gee, of as mense hom nie aanvaar nie, dat hulle buite bly. So ek dink dis 'n kragtige metafoor, die sleutel van Dawid. Ek net onderbreek en dan kan jy aan. Die tweede een oor die oop deur, ek het seker op baie te sê nie, ons verwys na onsself, die gemeente met die oop deure, maar weer eens, die Here wat die deure oopmaak, die Here wat oopmaak en ons wat
ingaan of deur daai deure gaan en dan deelneem aan wat hy vir ons oopmaak. En ons kon sien hoe dit gebeur, ons kon ervaar hoe die Here die deure die afgelope 26 jaar oopgemaak het vir in die vol nuwe bediening en hoe hulle kon deel geraak het daarvan. En dan die derde beeld is die van die pilaar in die tempel, wat nogal iets baie besonders is. Ek het nou nie 'n foto nie, maar die boumetode in Madagaskar is baie die vragende boumetode. Dis nie soos ons wat mure optrek aan mekaar nie. Hulle bou eers die pilare aan die hoeke van die huis met die wat ons sê die ring beam bo-op. En dan bou hulle tussen die mure tussen die pilare bou hulle dan die mure. En dit maak hierdie beeld van dat die Here sê hy maak van ons 'n pilaar in die tempel waar ons naam opgeskryf was, sy naam opgeskryf is. En dit het vir ons ook baie besonders dan ook gewees om te sien hoe die Here hierdie pilare oprig ook in Madagaskar. Frans, ek gaan oorskuif na jou toe. Dis kosbaar dit wat die Here uit die woord uitgee, maar vertel ons 'n bietjie van die land en sy mense. Ek neem aan dis die eerste keer wat jy ook in Madagaskar gekom het. En gewoonlik as mens kruiskultureel bedien en in 'n ander kontekste kom, dan kan dit 'n kultuurskok wees. Maar tog leer mens so baie by die land en haar mense. So kom ek hoor gou jou ervaring. Goeiemôre almal. Hou maar so 'n Romeins. Weet hom maar. Kan almal my hoor? Ja. Dit was werklik 'n wonderlike ervaring om Madagaskar te gaan. Eerste keer vir my. Ek het al baie ander lande besoek. En voor die tyd het ek besluit ek gaan nou hierdie taal probeer leer voor ek oorgaan. Want dit is spesifieke dialek wat Frans insluit. Moet dit nooit probeer nie. So wanneer ons aangekom het, die persepsie wat ons baie kry as jy gaan Google of jy kyk na lande, dan is die toeriste weergawe. So wanneer ons mense daar instap, kom jy agter wat die werklike scenario is van 'n land. Die mense, hoe hulle leef, hoe hulle optree teenoor ons en so vir nuttelose inligting, ons naam vir hulle is Waza, wat beteken foreigner, vreemdeling. En die eerste wat opgeval het, almal is vriendelik. Die mense kom nie nou aangestroom na jou toe om iets by jou te wil kry altyd. Alhoewel daar baie armoede in die land is, bly die mense nederig, vriendelik en behulpsaam. Een ding wat my baie opgeval het, is die dag toe ons na die mark toe gaan. Nou hulle mark is nie soos ons mark nie. Dit is 'n klomp klein gehuggies so 'n lyn van so 300 meter. En die ander manne het daar gestaan en bietjie gekyk wat hulle vir hulle geliefdes kon kry om saam huis te vat. En ek het daar buite gestaan en gekyk na dit. En voor my het 'n ou gesit. Ek skat hom seker so 30, 35. En so minuut later kom daar 'n straaikindjie verby gehad, 5, miskien 6 jaar oud. En hy wys toe met sy vinger onder toe waar koslik staan met so 'n bietjie rysnevik wat sy middagete was. En die klein seentjie gaan haar toe begin so vinnig eet aan daai bietjie rys toe. En net voor hy klaar is, kom 'n vrou aangestap van die ander kant af wat lyk of sy op haar etebreek is. En sy het weer noedels en rys in haar kosblik. En hy wys toe vir haar en sy skep toe van haar kos vir die kleintjie. Sy beweeg en loop verder aan. En dit het my net getref dat met die min wat hierdie mense het, is hulle bereid om dit deel met mekaar. Rys is 'n stapel voedsel, so as jy nie van rys hou nie, moenie Madagaskar toe gaan nie. Maar die mense in die algemeen het ons ontvang of het nou in Antananarivo was, of het nou in Morondova was, of in Bello was almal vriendelik, almal was behulpsaam. Vir al die kleintjies wat nou jou te hartlik wil het, ek gaan nie nou sê nie, maar hulle het so gesegd oor ons. En dan is 'n bietjie skief vir vriendelinge. Maar die glimlach is as jy vir my net 'n sweetie kan gee. Ek praat van een sweetie, maar nie pakkie sweeties nie. So die mense is baie dankbaar vir wat hulle ontvang. Is 'n baie mooi land. 'n Land met potensiaal. En ek dink die Here wil definitief verder werk daar. Daar's nog baie werk wat gedoen moet word daar. Vertel ons net gou ietsie oor, julle was by die kantina gewees, die lei, hoe die Here hulle gelei het, en dan, ek sien dat julle graag ietsie wil sê oor, saam met Hartenbos, wat julle kon uitgaan. Ja, ons is nou nie gewees as nog 'n span wat saam ons inbeweeg nie.
die prediker van Hartenbos en een van sy kollegas was ook daar gewees saam ons aangekom. En ons het baie tyd saam met Nick en Tina spandeer in die sin van die gasvryheid wat hulle het. Ek dink wanneer ons na die foto van Nick en Tina op die muur kyk of agter my op die bord daar, sien hulle mense wat glimlag en mense wat vol vuur is. En dit is so, Nick word nou 71 jaar. Tina is 'n bietjie jonger, maar sy het 'n bietjie van 'n gesondheidsprobleem nou ook. Maar vuur en vlam vir die evangelie. Mense wat hulle huis oopstel vir jou en met die min wat hulle ook het, deel met ander mense. Toe ons al was, kon ons werklik voel die liefde van hierdie mense vir hulle naaste. En het hulle pad gegaan om ons te probeer gemaklik laat voel, vir ons te gee wat hulle het, te deel. En ook die tyd was ons met te sien die liefde wat die twee vir mekaar het as man en vrou. Hulle is al 26 jaar in daardie land. En mense eers al is kom jy agter hoe moeilik dit is daarso. Ons aanvaar baie dinge in hierdie land as vanselfsprekend. En dan vir daardie twee om vir 'n baie lang tyd niks te hê nie. En dan ergens langs die pad iets op te bou. Maar die mees treffendste vir my was toe ons al gesels het oor die bediening en weet waar hulle op pad is die volgende stap. Toe Tina gesê sou Nick voor haar gaan. Sal sy hom begrawe daar in Bello daar in die tuintjie wat hulle nou 'n plek gebou het. En sy sal voortgaan met die werk wat hulle begin het. Dit is nogal treffend om te sien dat as 'n man en vrou span hulle werklik daar is vir mekaar. Nie moet hulle moet wees nie, maar die Here het hulle gelei om daar na die plek te wees. Baie dankie François. Gert, ons praat van Openbaring 3, oor die oop deur, maar die Here het definitief vir Nick en Tina deure begin oopmaak in Madagaskar. So dit is 'n wye beeld, maar kom breek dit vir ons af en gee 'n bietjie inhoud daaraan. Watter deure het die Here oopgemaak in daardie land? En hoe die Here vir Nick en Tina in dit gebruik? Dankie ja, Anton. Ek gaan nie probeer om alles te sê nie. 26 jaar terug het die Here vir Nick en vir Tina geroep. Hulle was in hulle 40's, 2 kinders op hoërskool, om Madagaskar toe te gaan. Hulle was gehoorsaam aan die Here. Vir 2 jaar het hulle in 'n 2-man tent onder 'n boom in iemand se agterplaas gebly en van village na village geloop. Met 'n passie vir die onbereiktes. Soos Frans al gesê het, as mens eers in die land kom en jy sien die infrastruktuur en jy ry bietjie met die openbare vervoer, dan kom mens agter wat dit kos. Nie net 'n rand en sent nie, maar wat dit liggaamlik en fisies kos om dit te doen. So ons was vooraf om so 'n stukkie daarvan deel te weet. Toe Nick vir ons voor die tyd gevra het, sê ons kan Bello toe vlieg. Sê ek nee, ons wil reis soos julle reis. En ons het die 22 uur op die ons het die 22 uur op die bussie gemaak deur al die slaggate, saam met die mense, maar dan sien jy die land ook op 'n ander manier, met 'n ander gesig. Maar dit is iets wat hulle daagliks moet deurmaak. Alles het in Bello begin, 26 jaar terug. En van daar af, die van die wat nou al langer in die gemeente sal onthou, ook so 20 jaar terug, het die Here vir Nick gesê om 'n boot te kry, om op die, ek wil nou nie, die rivier se naam is te moeilik vir my te spreek. Hina. Ja, Tsiribihina rivier. Om daardeur ook by afgeleë villages uit te kom, wat hulle vir die hele paar jaar die boot gebruik het. Hy het dit later oorgegee aan die kerke daarso. En dan toe hulle later aan Tenerife toe getrek, omdat dit baie meer sentraal was, omdat hulle ook meer in die suidelike dele van Madagaskar ook ingebring het. So met daai net, dis maar die roete wat ons gery het, so 700 km vir die 22 uur, so toe terug, wat baie lekker is.
dis die tipes vervoermiddels, ons wys dit nie omdat ons het gery het nie, maar ons wys dit is waarmee Nicole elke dag ry. Dit is wat hulle bring om hulle taak en hulle roeping uit te doen. Bussies, bote, 4x4's, tak-taks, op 'n motorfiets, om uit te kom waar die Here hulle op die ouene ook wil hê. Soos wat hulle na die suide toe uitgebrei het, sê julle sien hier so op die kaart, hier is 'n kaart in Nicole se kantoor, wat wys in die suidelike gedeelte waar hulle oral gevestig het. In die proses oor die jare het daar so 5 streeksleiers gekom, wat dan verder die werk in die streke ook uitneem. Ons sal net nou ietsie meer, Frans ook net ietsie meer oor hulle sê. So die Here, soos wat die Here die deure vir hulle oopgemaak het, so die bediening versprei, en daar's blykbaar, het Nick gesê, hier in die middeldeel is daar nog 'n onbereikte gedeelte, wat hulle fokus vir die volgende jaar of 2 is, om ook daarin te gaan. Sommige net die naam Fonyi Ministries, die naam Fonyi is 'n Malagasy woord, wat beteken verlossing, redding. Dis 'n naam wat die span daarso ook uitgedink het en dan die bediening na vernoem het. Dankie Gert. Frank, ons is weer by jou, terug by die metafoor van die pilaar. Ja, die papier is net aan. Hy het nie kan slaap. Vertel ons 'n bietjie meer, watter pilare het die Here in 26 jaar opgerig in daardie land? Ek dink dit is baie belangrik dat wanneer ons na die plek kom, dat strukture wat in plek gestel word, nie daar was van tevore nie. Toe ons geland het, ons begin by Neri. Dis 'n dame wat nou saam met Nicole werk vir 25 jaar. Toe ons van die vliegtuig afklim, het ons gedink, dit is nou ons tour guide. Iemand wat ons nog gaan rondbegelei en ons dinge wys. Later met gesprekke met daardie agterkom dat hierdie vrou is, ekskuus om die Engelse woord te gebruik, dedicated tot die evangelie, tot haar roeping, om saam met Monique die evangelie uit te brei in Madagaskar. Sy is hierdie jaar, mag ek seker sê, sy het my gesê, sy is 55 die jaar, ongetroud, omdat sy so wil wees, omdat sy gesê, as sy nie 'n Christen man kan nie, gaan sy nooit trou nie, want sy wil 'n Christen man in haar lewe hê. En daarop fokus sy dan ook op die evangelie. So hierdie was ons steunpilaar as reisigers in hierdie vreemde land. Sy het vir ons baie gehelp met dinge om te verstaan van die bevolking, as ons iets moet koop, bietjie onderhandel met die straatverkopers. Maar in die algemeen was sy 'n vrou wat werklik omgegee het vir die span wat op besoek afgelê het. Ek dink dit is belangrik om te verstaan ook dat vrouens ook 'n ander rol in haar gemeenskappe het. En sy het werklik voorgekom as 'n baie sterk vrou. Iemand wat op haar eie 2 voete kan staan en wat werklik die Here liefhet. Toe ons in Bello kom, het ons gewag vir die ander spanman om, dis nou wat hulle die pioneers, dis nou die, kom ons noem hulle pastore wat opgelei is. En daar was 4 wat afgekom het. Wie ry gewoonlik op die pad, as ek mag vra, net so vinnig mag vra. Wie is baie op die pad? Ek is een van hulle op die, okay, 'n paar ouens en dames miskien. So neem jou jouself hierdie idee in. Jy ry vanoggend weg van Johannesburg, jy kom vanaand in Kaap. Jy ry weer terug en dood vir 6 dae lank. Dit is die tyd wat daardie mense spandeer 3 dae op die pad voluit om by Bello uit te kom sodat hulle die opening van die sentrum kon bywoon. En ek het net besef dat ons kla baie keer oor die bietjie wat ons kan doen vir ons gemeentes of vir die evangelie. En hier moet ons manne wat nie kla nie, wat nie sê maar dis nou te ver of dis te veel. En hulle is passievol. Een van die pastore, Robert, hy het al 5 gemeentes gestig al. Die ander een, Dakkie, soos hom noem, as jy 'n bietjie meer lewe. Hy het al 4 gemeentes gestig. So, die man is actief in Madagaskar om die evangelie te bring en die pilare te bou vir die evangelie om verder voort te gaan in die land. Bello is soos die klippie wat mense in die water gooi. Die Gert en dan sprei dit uit, dit alles daar begin. Dis 'n belangrike pilaar en dit is ook waar dit dan
ek dink kosbaar is die opleidingsentrum wat daar gebou is, maar vertel vir ons van daardie pilaar en die pad vorentoe. Ja, ek gaan nou nie baie sê nie, want Nick is so oor 2 weke hier, dan kan ons nou uit die perd se bek uit dit hoor. Daardie stuk grond is 20 jaar terug het Nick dit gekoop met daardie tyd die visie, maar hy wil dit 'n ou tradisionele sendingstasie maak. Maar oor die jare het die Here die deure nie daar oopgemaak nie. Hulle het so 'n stukkie op die grond gebly. Daar's so 'n klein huisie daarso en nadat die Here vir Nick begin sê, maar die mense wie jy opgerig het, die ander pilare, het voortgesette opleiding, voortgesette ondersteuning nodig. En dit is waar die Bedo Sentrum toe gekom het, om daar te wees vir die ondersteuning van die leiers, die ondersteuning van die kerk, waar die leiers kan kom, waar hulle tot rus kan kom, toegerus kan word, om dan ook weer te gaan en om in moeilike omstandighede te gaan bly. So Bedo is 'n pilaar wat die Here bygesit het daar, wat sy naam opgeskryf is daar. En wat vorentoe 'n rol gaan speel. Oor 2 minute beter sal Nick bietjie meer uitbrei oor wat lê voor die volgende tydperk, dan ook vir die bediening dan in Madagaskar. Ek dink wat belangrik is, as ons so begin om die lyne bymekaar te trek, is die Here het baie duidelik ook in die kontak wat ons gehad het, gehoor dat die Here met julle praat oor ons is al 26 jaar op pad saam met Nick en Tina. Hulle doen die grondwerk daar, die roeping wat hulle gaan uitleef. Maar wat sê dit vir ons as gemeente vir die pad vorentoe? Want het iets gebeur en dit kan nie net in die lug hang nie. So wat vra dit van die gemeente met oop deure vir die reis vorentoe? Wil jy net so vir 'n oomblik na daardie foto kyk? Dit is in die slaapgedeelte van die opleidingsentrum. By elke deur het Nick gesê, dis die name van mense in gemeentes wat deur die jare saam met hulle gewerk het, saam met hulle gebid het, bygedra het, om dit moontlik te maak. En julle sal sien, Heilige Koppie se naam staan bo aan die een deur. En as mens nou deur die deur in die kamer en kyk, as sien ons die kamer is leeg. Die vraag is, wat is volgende? En dit is iets waarin ons die uitreikbediening nog verder gaan oor praat en sê maar, wat is die volgende fase waarin die Here ons vat in terme van ons, nie net ons ondersteuning nie, maar ons deelname aan wat die Here besig is om te doen in Madagaskar. Nou dat Nick en Tina hulle ou raak en begin hulle posisie en hulle fokus begin skuif, vra dit vir ons as gemeente oor hoe kan ons verder, nie net vir Nick en Tina help nie, maar vir Fonjie bediening ook verder help om aan te gaan, om dit wat die Here begin het daarso, om dit op die oude ook deur te neem. So julle kan gerus saam met ons bid daaroor, ons gaan nou ook praat by die uitreikbediening, en nie net ten opsigte van Madagaskar nie, maar ook van ons ander projekte waarmee ons plaaslik en dan ook elders in die wêreld besig is. Dat ons ook sal terugkom en sê, maar dit is wat die Here ons op die hart lê, sodat ons ondersteuning en ons deelname ook verder kan neem. Julle het 'n kosbare afsluitingsmoment gehad, lekker saam gekuier. Ek dink dan Frans sou miskien nie eens gou ietsie sê oor die kuier, want Gert is nie op daai foto nie. Want hy was op die draai gewees en jy het dit in die pilaar gehang. Dit is 'n sterk pilaar wat gebou is. 'n bietjie kuier, maar dan ons trek dit deur nou ook ons het vanoggend die nagmaal saam bediening gebruik. Julle laaste afsluitingstydjie saam met hulle, so ietsie van jou kant af en dan Gert, sal ek vir die laaste woord gee. Ek wil eers met my bril op, eers kyk waar ons was daar op die foto. By die braai. Ja. Om Nick se kranige kosmaker. Dit ek agtergekom toe sou was. Dalk nie soos ons kos maak nie, want die hulpbronne daar is bietjie anders en minder as in Suid-Afrika.
Maar hy gaan een keer 'n maand en dan gaan hy slagter by hom moet hy daar, dis soos 'n Shoprite. En dan kyk jy hoe die ou sy vleis vol maal, dan maak hy sy eie wors, boerewors. Want dit kry jy nie in Madagaskar nie. En hy het ons daai dag spesifiek met Engelse woorde gebruik, 'n bietjie getreat met 'n boereworsbraai. En ons baie gesellig verkeer en net weer agterkom dat weet hulle is sending, hulle is mense van God, maar is ook mense. Hulle kort die nabyheid van hulle eie mense om in Afrikaans te kan praat, om net deel te wees van 'n gemeenskap. Ek dink hulle mis dit baie keer. Die ander foto daar is waar ons dit sit en ek dink daai foto is gewag het aan die Tina om vir ons koffie te maak. Maar net hulle gasvry, net bereidheid om hulle eie tyd en van hulle self op te offer vir mense wat in hulle huis inkom. En die huis was altyd oop vir ons. Ons het nooit gevoel dat ons uitgesluit is van hierdie woning nie. Ons het so 800 meter na kilometer miskien weggebly van hulle huis af. En die laaste dag was baie spesiaal, want daardie dag het ons dan ook nagmaal saam gehou as 'n groep en Gert sal daarop uitbrei. Ja, dankie. Die kuier saam met Nicola, mens kon die stories opvang, ongelooflike stories van hoe die Here gewerk het. En nêrens hoor jy dit nooit, maar dis ons wat dit gedoen het. Maar net, dis wat die Here vir ons oopgemaak het, en dis wat die Here gedoen het in mense se lewens. En ons kom net agter dat die Here, ja, die Here doen dit. En hy maak die geleentheid oop. Maar daar is ook 'n stuk werk wat ons moet doen. Daar is 'n stuk wat jy jouself aflê. Daar is 'n stuk waarin jy waar jy deur jy gaan, wat jy sê, Here, is dit wat U van my gevra het? Dis nie waarvoor ek opgeteken het nie. Maar om dan na deur te gaan. En om na 26 jaar, Tina kon nie saam met ons gaan belle toe nie, as gevolg van haar gesondheid, as gevolg van haar sigprobleem. Sy kan nie diepte sien nie, so dit is van moeilik om op die bote te klim en sy deur al daai moeilike paaie te gaan. En toe ons vir haar vra, toe ons terugkom, Tina, wat was jou ervaring met jy was nou nie saam, hoe voel jy daaroor? Dis waar sy, wat Frans ook net gesê het, wat sy het so oorkant Niek gesit in die sitkamer. En, ekskuus dat ek bewoord, en dit is besonder, wat sy vir Niek in die oë kyk, en vir hom sê, papa, as jy iets oorkom, sal ek aangaan. En toe ons die nagmaal saam gebruik het, was buite ons ervaring, eintlik die hele span wat daar was, so diepte ervaring, sê maar, hierso is iets, nie net van ons verbintenis aan Christus nie, maar deur ons deelname saam met Nicola, is dit deel van ons as geloofsgemeenskap se verbintenis aan die liggaam van Christus in Madagaskar. Aan elke gelowige daar, sodat die Here ons daardeur verbind, en dat hy ons deel gemaak het. Dit was ons beide se ervaring toe ons agterna praat, om saam met hulle die nagmaal dan ook te kon gebruik. En vir Nicola wat trane in die oë kon gesê het, ons is lief vir hierdie mense van Madagaskar. Baie dankie. Julle hele stukkies kan skryf tot hier. Maak gaan julle die tafel ons gereed bring. In die week met die inligting wat Gert en Frans wat deur gegee het en wat die Here
gekom het om hierdie oggend bymekaar te sit. En hy sê maar hulle getuienis gaan afsluit by die nagmaal. Was dit ook die deurgang na ons eie aansit by die tafel van die Lam. En die beeld wat die Here vir my gegee het, buite die beelde wat opgeteken is in ons visieteks in Openbaring 3, is dat ek dink wanneer Nick en Tina die kans kry om te praat, sal hulle sê van toe hulle daar aankom in Bello 26 jaar terug, was dit donker gewees. En toe die Here met hierdie beeld van die kers met my gesit en dat dit aanvanklik kan lyk asof die duisternis oorwin, dat die vyand gewen het in Madagaskar. Nou baie ander plekke in die wêreld, dat die lig uitgedoof is. Dit is die verhaal van die wêreld. Daar was donkerte in die wêreld. Here Jesus, ons sing die een lied wat sê, You came from heaven to earth to show the way. Light of the world, you stepped into darkness. In die land waar daar donkerte was, het die lig weer geskyn. Jesus, dit het u lewe gekos. Dit was 'n stuk gehoorsaamheid van u kant af. Toe die Vader stuur, het hy gekom, hemelse heerlikheid verlaat, self leeg gemaak van alles wat goddelik is, gehoorsaam tot die dood. Menslik gesproke, vanuit die vyand se oogpunt, die dood het oorwin. Dis nag, dis verby. Maar ons weet van Vrydag, maar ons is so deeglik bewus van Sondag. En Here, wanneer ons nou die nagmaal saam gaan vier, dat ons in herinnering sal roep wat U gedoen het, sodat die mense van die wêreld wat in duisternis vasgevang is, weer die lig kan sien. Dankie vir gehoorsame diensknegte en diensmaagde, onder andere ook soos Nick en Tina, wat hulle lekker lewe in Suid-Afrika prysgegee het, om daar te kan wees. Dankie vir die vrug wat U reeds gegee het op hulle arbeid. Dankie vir die inleiding van die sentrum in Bello, waar die opleiding kan voortgaan. En mag die lig daardie land verlig in heerlikheid. En mag ons die getroue ondersteuners bly. As ons nie self kan gaan nie, sorg ons dat hulle daar kan wees wat die bediening doen wat U gevra het. So Here, kom gee dieper, ryker inhoud ook aan die tekens van brood en wyn vanoggend vir ons. As ons dink aan dit het Jesus gedoen, nie net om vir my te red nie, maar om die wêreld te red. Ons sit aan en ons wil dankbaar hierdie ete saam met U geniet. Ons bid in U naam, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Die Here Jesus het in die aand wat hy oorgelewer is, daai donderdag aand saam met sy disippels om tafel gewees. Hy het die brood gebreek en hy het gesê: neem, eet, dink daaraan, glo dat my liggaam gebreek word tot 'n volkomme versoening vir al jou sonde. Won jy verlossing.
Wyn en druiwesap is 'n simboliese teken van Jesus se bloed wat gevloei het aan die kruis op Golgotha. Neem daarom vanoggend, drink en glo dat Jesus ook vir jou gekoop het persoonlik met sy kosbare bloed en dat sy bloed genoegsaam is om elkeen wat hom toe draai, ook daar in Madagaskar en hier plaaslik, daardeur gered kan word. Kom ons bly net so 'n oomblik in hierdie moment. Laat jou lewe voor jou afspeel. Sien in jou gees oog hoe jy oor jou skouer terugkyk, terug tot by die kruis. Jesus wat sy lewe vir jou afgelê het, gesterf het. Mag dit 'n stuk dankbaarheid in jou hart laat opwel. Sien 'n simboliese prentjie, 'n bewyse van Spreuke, hoe Jesus se bloed van die kruis op Golgotha afstroop teen die kruis op die grond, deur Jerusalem, deur Israel, deur die Midde-Ooste, deur na Europa, deur na die Ooste, af in Afrika, oor die see na die Amerikas, Australië, Nieu-Seeland, en spesifiek ook tot in Madagaskar. Here, ons dank U dat U bloed genoegsaam is. Ons is nie losgekoop met verganklike middele soos goud of silwer nie, maar met die kosbare bloed. Mag ons die lewe wat ons in U het, nie as van selfsprekend aanvaar nie, maar mag ons dit omarm en mag ons daaruit gaan leef elke dag. Deur ons maklike tye, ook in ons moeilike tye. Mag ons nie net tevrede wees met ons eie lewe en te sê ek is gered nie. Maar mag ons hart brandend bly dat die evangelie hulle sal bereik wat nog in donkerte leef. Dankie dat U ons kom voed en kom seën het. En mag ons verander tot 'n seën bly en wees. In U naam bid ons dit, Jesus, ons verlosser en Here. Amen. En die lig het in die donkerte geskyn. En niks en niemand kan dit uitdoof nie. Kom ons sing daaroor. Hy is. Staan asseblief, as ek moontlik is.
Hy is ons lewe, hy is die lig, hy is jou krag, en hy is jou sterkte. Hierdie Jesus, wat graf en dood oorwin het, gee lewe, sodat jy voluit kan gaan lewe. Mag die Vader, Seun en Gees jou lei op jou lewenspaai as jy nou hier uitstap, elke dag hierna. Ontvang ons seën, nou en vir altyd. En God se mense sê hierop, amen en amen. Blessings, mooi dag, sien julle volgende Sondag, of oor 5 weke. Testify.